Altyd lekker om saam jou te kuier, weer eens op 'n pragtige nuwe week wat voorlê met soveel mooi wat God vir ons in store het. Is dit vir my altyd aangenaam om sommer 'n week so te kan begin in die teenwoordigheid van die Here, en gister 'n lekker tyd in die teenwoordigheid van die Here gehad met ons oggenddiens en ook ons aanlyn kerk. En gisteraand vir een of ander rede het ons aanlyn diens uitgesny en ek het dit toe gelukkig kon opneem en weer plaas. Nou as jy nie gisteraand se boodskap geluister het nie, gaan luister dit verseker. Jy moet nooit ophou droom nie, en God het 'n plan en 'n doel met elkeen van ons se lewens. En vanaand gaan ek met jou lekker gesels rondom 'n onderwerp wat ek dink tog van ons baie al vrae oor gehad het en tog maar oor wonder en altyd maar top oor een of twee gedagtes rondom hierdie onderwerp. Hoekom gebeur slegte goed dan met my as 'n gelowige? En ek wil tog vanaand sommer so maar net bedien uit my hart uit, en vanaand wil ek jou uitnooi, wil jy nie sommer terwyl ons begin net hierdie jy weet hierdie aanlyn live share en iemand tag nie, want moontlik is daar iemand wat juist nou nodig het om hierdie boodskap te hoor, en ek glo jy het werklik 'n rustige aand sover, klaar geëet, kinders is in die bed, deur die bad, en nou ja, ek het 'n bietjie gepak vandag, soos julle weet, is donderdag my trek. Ons gaan nie donderdag aand aanlyn nie, ek is nog besig om my wifi en alles te skuif, en man, om jy weet M-Web te kry aanlyn om dit vir jou te doen is omtrent 'n onbegonne taak. Maar dit daar gelaat, ek is môre aand en dan woensdag aand sal ons soos gebedsaand hê. Nie donderdag nie, want donderdag trek ek en donderdag gaan net die mekaar wees. Maar eerskomende sondagoggend het ons weer 'n lekker diens om 10:00 en dan ons aanddiens om 8:00. Nou glo jy het besonderse beplanning vir die laaste deel van Mei. Kan nie glo dat ons die tyd hardloop so. Ons is nou, ek moet vir jou sê, in Pretoria, kan jy voel dat die winter is hier. Hy het stadig maar seker begin nader kruip, en ek glo ons gaan 'n koue winter hê. Daar waar jy ook al is vanaand, baie welkom op TikTok en ook dan so op ons Facebookblad. En Here, my gebed vanaand vir hierdie man en vrou wat vanaand ingeskakel is, my gebed, Here, dat jy hulle sal seën, hulle sal behoed en bewaar, hulle sal omvou met u liefde. Here, ons het maar almal iewers in ons lewens baie keer vra oor hoekom goed gebeur. Mag vanaand 'n aand wees, Here, wat u deur die Heilige Gees ook so vir hom en haar en myself 8 minute bedien met vrede, en dat ons rustig sal raak rondom waar ons nou is in ons lewens, en sal, Here, sensitief wees vir die Heilige Gees met die wete dat u se beheer. Vader, dankie vir 'n dag wat so aan 'n einde kom, dat u met ons in hierdie dag was, en ook in die aand wat voor lê, eer en prys ons. Dankie vir hierdie woord, Here, wat vir my tog net so besonder spesiaal is. Dankie vir hierdie woord, wat sodat u, Here, hierdie woord, hierdie Rema woord, gestalte sal neem in mans en in vrouens se lewens. Dankie, Here, dat ons alles by voete kan kom neersit en met die wete dat u se beheer. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, soos jy weet, ouer gewoonte, ek sien Elmarie Gous daar op TikTok al my nommer opgesit. Dankie Elmarie. Is altyd vir my lekker om die span, ons ken mekaar nie eens nie, maar hulle sit my nommer altyd so getrou op, en dan is hy ook op Facebook. Nou ja, vanaand nooi ek jou uit om as jy nog nie op ons WhatsApp groepe is nie, dat jy daai nommer van my vat en dan sommer maar net vir my boodskap stuur en sê laai my op die groep. My dagstukkies, ek weet of jy agtergekom het nie, die laaste 2 weke is ek weer besig, ek het tyd en ek skryf weer 'n bietjie, en elke dag probeer ek so stukkie plaas op Facebook met 'n gedeelte wat ek dink nodig is vir elkeen van ons.
Jy weet wat ek self in my lewe, ja, so, Marieke, ons dink aan julle ook, ek sien sy sê, jy weet, as sis het hulle seun vanoggend verloor in 'n hartaanval. Sjoe, dis 34, is nog jong, ons dink aan hulle ook, en ons lê hulle ook by die voete van Jesus. Nou vir my, ons het 'n Telegram groep, ons het die WhatsApp groep, ons het Facebook, ons het Instagram, ons het TikTok, ons het YouTube. Nou ja, iewerste sal jy die boodskappe kry, en ek glo dit inspireer jou. En dan wil ek ook sommer, voor ons begin, dankie sê vir elkeen wat vir hierdie aanlyn kerk bid, en wat ook dit finansiëel ondersteun. Waardeer dit uit my hart, dit mag Here jou ook ryklik seën. Jy weet, vir dit wat jy belê ook in hierdie oesveld. Ek het vanoggend gesien dat ons het in die laaste 28 dae deur hierdie platform 3.2 miljoen mense bereik. Nou ja, dit wil gedoen word. En dit laat dink my aan 'n gedeelte in Johannes 14 vers 12 waar die Here gesê het, die werk wat ek gedoen het sal julle doen en nog baie groter werke. En dit is baie wonderlik dat al hierdie tot ons, jy weet beskikking is en dat ons dit kan gebruik. En soos ek al gesê het, ek vertrou die Here vir klomp nuwe sagte ware en apparate wat ons sommer op een slag al die netwerke kan bedien. Waar ons nou 'n paar fone voor my het en ek moet so rond kyk, kan ek net in een kamera kyk. Ons kom daar, ons gaan daar kom. Maar vanaand wil ek stil staan by iets wat ek dink elkeen van ons soms maar met mekaar oor gesels, en baie keer, jy weet, dan sit jy by jouself en jy dink, hoekom sal dit nou met daai goddelose mannetjie daar af in die straat so goed gaan? Terwyl ek, jy weet, die Here soek en dit voel net of terwyl ek Here soek, alles uit mekaar uitval. Hoekom gebeur goeie goed? Jy weet, met slegte mense, sê ons baie keer, en slegte goed gebeur met ons wat werklik die aangesig van die Here soek. Nou, hierdie is 'n eeuoue vraag wat handel oor die almagtige en goeie God in wie se teenwoordigheid daar steeds bose en slegte dinge gebeur. Veral ook tussen sy eie goeie gelowige mense, tussen ons. En waarom is die vraag altyd met ons vra, laat God dit dan alles toe? Hy is dan 'n God van liefde. Dit is tog nie liefde om jou kinders te laat ly nie, Stefan? En so kan ons aangaan en so is daar baie keer hierdie uitdagende vrae. En deur die eeue is daar baie antwoorde rondom hierdie gesprek en rondom hierdie tema al gegee. En ek gaan nie baie uitbrei vanaand oor dit nie, maar ek gaan sommer net 2 dinge noem wat ek dink sentraal staan vanaand uit die woord van God. Eerstens wat ek by wil stil staan en jy kan maar, ek dink is baie bekende gedeelte en dit is nie aan ons onbekend nie. Die boek Job, ons ken die verhaal van Job, hanteer onder andere hierdie vraag wat ons vanaand nog kyk. Hierdie vraag wat duisende jare later nog steeds op die tonge van mense is. Nou jammer as my bril so 'n bietjie weer kaats. Ek het gesien iemand het die ander aan kommentaar gelewer. Gesê, kan nie jou oë sien nie. Eerlikheid, ek kan ook nie sonder hierdie oë deesdae mee sien nie. So jy moet maar verskoon as die weerkaatsing van die spotlights, maar luister na die woord en vergeet om in my oë te kyk. En hoor vanaand wat God sê, want Job was 'n goeie man. En toe ewe skielik verloor hierdie man alles en hy begin swaar kry. En uiteindelik het dit weer goed met Job begin gaan in sy lewe. En hy het juis geworstel met hierdie vraag, maar net soos ek en jy, waarom hy as 'n goeie en as 'n regverdige, Godvreesende man dan moet ly.
Wel, een ding, ek wil hê jy moet baie mooi hoor vanaand, wou hy nie aanvaar nie. En dit is dat God hom gelos het. En dit is vir my so mooi eienskap van hierdie man Job, dat ten spyte van alles, het hy nooit wou aanvaar dat God van hom weggestap het nie. As ek en jy in ons lewens net vanaand kan besef, dat God het ons nie alleen gelos nie. Nee, daar moet 'n ander antwoord wees, was op Job se tong gewees. En uiteindelik kom hierdie antwoord van God self. Maar God gee vir Job nie 'n direkte antwoord nie. Hy wys vir Job die skepping en hy vra of Job daar was toe dit alles tot stand gekom het. Natuurlik het ek en jy nou die antwoord, maar God vra vir Job hierdie vraag. En hy vra vir Job, krokodil vir sy dogter as 'n speelding sal gee. Sal jy vir jou dogter 'n krokodil gee as 'n speelding? Dis dalk vir God 'n speelding, maar nee, ek sal nie natuurlik vir my kind 'n krokodil gee nie. En hy vra hom weer 'n voëlstruis. 'n Perd kan weghardloop, maar kan nie vlieg nie. God vra vir Job dit. Gaan lees dit. Met ander woorde, as God werk, en hoor vanaand wat ek vir jou sê, werk hy anderste, omdat hy anderste is, en hy nie in jou en in my raamwerk werk nie. Wat hy doen, verstaan ek as mens, en jy as mens nie altyd nie. En ons moet besef, hy is God, en ons is sy kudde, ons is sy mense. En omdat hy God is, verstaan ek in sy soewereinheid, dat ek is nie alleen nie. Hy sal my nie begewe nie. En daarom kan ons nie alles verstaan vanaand nie. Daarom kan ek en jy nie alles verklaar wat met ons aangaan nie, en moet ek en jy maar berus vanaand by hierdie die grootheid van God. Dat ek en jy kan verstaan sy grootheid. En die belangrike punt wat ek eintlik maar net onder jou en my eie aandag wil bring is die grootheid van God. En is egter dat Job se lyding was nie sommer niks nie. Ek wil vir jou ook sê dat jou lyding wat jy deurgaan is sommer nie net niks nie. Aan die begin van hierdie verhaal wat ek gelees het vanoggend, praat God met die duiwel wat God uitdaag, en God is besig met hom. En natuurlik het hy planne teen God. Hy het planne, ek wil vanaand vir jou sê, dat jy moet mooi hoor wat ek vir jou sê, dat hy het nie een leier op sy kop, die duiwel nie. Lucifer, man, ek sê vir jou, is wakker om jou te wil laat val. Hy is wakker om net die versoekinge en pile na jou kant toe te stuur. En hy kom en hy sê vir God dat Job hygel. En God, weet, net vir die goeie dinge dien, Job. En God sê nee, hy dien my omdat hy vir my lief is. En Lucifer sê, nee, ag, hy is maar net skynheilig. Hy dien u, maar net omdat, jy weet, net vir die goeie dinge wat u vir hom doen. En sodra God, en luister nou baie mooi, die goeie dinge wegvat, sal Job vir God los, sê Lucifer. Hy sê, hy daag God uit. Hy sê, man, ek sê vir jou, vat alles weg van jou. Dan gaan jy sien, hierdie man gaan dit nie maak nie. En God stem nie saam nie, en laat die duiwel toe, en ek wil jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê, om alles van Job al weg te vat. En op daardie oomblik het God sy eie eer, sy eie woord op die spel geplaas. Want as jy kan alles maar van hom vat. As Job val, as Job het nie gemaak nie, beteken dit eintlik dat God het misluk. En God was verkeerd oor Job gewees. Hou in gedagte
juist wat ek oor gesels oor, waarom gebeur slegte goed met ons? En as Job val, dan is dit eintlik God se reputasie wat misluk en dan is God verkeerd. En dan was Satan reg en hy dan oorwin oor God. Hier was 'n groot toets besig gewees. En ek wil vanaand ook hê jy moet besef dat juis in hierdie oomblik in jou en in my lewe is Lucifer ook besig om te wil kom roof en kom steel om jou 'n mismoedige mens te maak. Satan was dan reg en hy sou dan gewen het as Job ingegee het. Maar in sy lyding het Job eintlik 'n geweldige vrag op sy skouers gedra. Jy weet, ek kyk hierna, sonder dat hy dit besef het. Sonder dat Job het besef het, het die eer van God op sy skouers gerus. Sonder dat jy en ek vanaand besef, rus God se eer ook op jou en my skouers, terwyl ek en jy deur trials en tribulations gaan. En ek kyk hierna en dit bevestig net weer. Hoewel Job nie verstaan het waarom hy ly nie, kon hy as 'n mens nie die groter plan van God raak sien nie. Maar ek en jy staan aan hierdie kant en ek en jy die woord van God en ons lees hierdie verhale en hierdie maak vir my soveel sin. Hier bring vir my soveel waarheid uit met krag en met waarde om te weet dat wanneer Stef deur hierdie vallei gaan, wanneer Stef gebombardeer word met aanslae en met aanvalle, weet jy wat, raak nog steeds God se eer en het ek nog steeds oor my lippe kan proklameer, te midde van die swaar kry, ten spyte van die seer, te midde van siekte, te midde van dinge wat met jou gebeur wat sleg is, het ek nog steeds iets om aan vas te hou, en dit bevestig net weer. Hoewel jy ook nie verstaan het, hoekom hy ly nie, kon hy as 'n mens nie dit raak sien wat God mee besig was nie. En hy het nie besef wat regtig aangaan nie. Maar vir ons, vandag beteken dit, dat ons nie alles sal kan verstaan of verklaar wat met my en met jou gebeur nie. Ons kan nie. Maar ons moet vertrou dat God in beheer is en dat hy die groter prentjie sien. En ek en jy sien nie altyd 'n groter prentjie nie. En dis hoekom ek en jy by 'n plek moet kom in ons lewens om dit oor te gee vir God. Want God ken, jy ken ten deel, hy ken alles. Hy is die God wat al by die môre was. En ons moet vertrou dat God in beheer is. Maar ek en jy sukkel baie keer daarby. Dis een antwoord is dat ons, ek en jy, wat ons deurgaan, nie alles in hierdie lewe sal kan verklaar nie. Die lewe is nie ongelukkig soos 'n wiskundesom wat ek en jy maar net kan uitwerk nie, bloot omdat ons die God wat ons aanbid nie soos 'n wiskundesom kan uitwerk nie. Deel van hierdie antwoord, en ek wil hê jy moet nou baie mooi hoor, deel van hierdie antwoord is ook die lewe van Jesus. As die liefde van God sou beteken dat alles net altyd goed moet gaan, sou dit beteken dat God nie vir Jesus lief gehad het nie. Ook nie vir Paulus of vir Johannes of vir Petrus nie, want hulle het ook gelei. Hulle het ook deur moeilikheid gegaan. Jesus het gelei. Gelukkig het hy die plan van God vir sy lewe geken. En ek dink net baie keer, as ek en jy by 'n plek kan uitkom om te ontdek God se plan vir ons lewens, dan sal ons weet dat hierdie swaar kry en hierdie lyding is maar net eintlik tydelik. En hierdie slegte goed wat gebeur. Wat maak my anders as Paulus? Wat maak my anders as Johannes? Wat maak my anders as Jesus? En tog sê dit vir ons,
dat ons nie God se liefde en teenwoordigheid direk moet koppel aan hoe dit met ons gaan nie. Dis waar ons fout maak. Want ons op baie keer die goedheid en die grootheid van God koppel aan waar ons nou is. En nou gaan alles ewesklik goed, nou is God goed, en môre tref die pop op die fan, dan is God weer sleg, dan het God weer my verlaat, en dan weet ek nie hoekom, jy weet, dit gebeur nie. Ek sien nou, Facebook sê hulle limit my profile. Ek weet nie hoekom nie, maar hopelik sal ek agterkom na die tyd. Daarom is nou nie sleg gepraat vanaand nie. Praat mos net die waarheid. Die Bybel sê, dit werk nie altyd so nie. En hoor wat ek vanaand vir jou sê. Daarmee het God ons egter nie sommer net so gelos in lyding nie. God los ons nie net so en verlaat ons nie. Soos met Jesus, en ek lees hierso 'n baie bekende gedeelte, en ek wil dit gou vir jou lees uit Filippense 2 uit. Hy sê in vers 11, hy sê, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. En dan sê hy in vers 12 in hoofstuk 2 in Filippense, hy sê daarso, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid. Werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Dit hang vir my en jou af. Want dit is God wat in julle werk om te wil soos as om te werk na sy eie welbehae. Dis wat God doen. Nou kom hy en hy sê dit so mooi in vers 14 in Filippense 2, hy sê, doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees. Kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. En nou wil ek met vers 16 hier afsluit, terwyl ek verder gaan. Hy sê, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop en verniet gearbei het nie. Nou ja, dit is nie verniet nie. En ek kyk na hierdie gedeelte, en soos met Jesus, wat ek nou net vir jou daar uit Filippense 2 vers 6 tot 11 gelees het, en Job wag daar ook in die toekoms die saligheid en die heerlikheid wat niks kan oortref nie. Vriende, jy moet dit raak sien vanaand. En uiteindelik seëvier God se liefde en kry ek en jy as gelowiges net dit wat goed is vir ons. Dis so mooi. En daarom dink ek aan, jy weet, in die hiernamaals, na hierdie lewe, wag daar vir my en jy as gelowig, vir my en jou as gelowiges 'n wonderlike vooruitsig. Tweedens, ek het eerstens die eerste gedeelte gedeel, en ek sê, ek dink maar net hierdie, wil ek nie baie oor uitbrei nie, maar ek het 2 punte, en die eerste het ek nou met jou gedeel, rondom Job se lewe, en dan kyk ek het tweedens, in die boek van Openbaring, voeg 'n ander perspektief by. Ons lees nie in 'n perfekte wêreld nie. Hoor wat ek vanaand vir jou sê, jy en ek leef nie in 'n perfekte, volmaakte wêreld nie. Die bose, ou Satan, die ou draak en sy metgeselle, die diere wat uit die aarde en uit die see uitkom volgens Openbaring 12 en vers 13, in Openbaring 12 en Openbaring 13, doen alles in hulle vermoë. En jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê, om God se mense en sy werk in hierdie wêreld te probeer afbreek. Ga lees na Openbaring 12 en Openbaring 13. Hierdie bose is dus verantwoordelik vir die gemors wat in hierdie wêreld gebeur. Sê God nie.
Dis nie God wat hierdie gemors laat plaasvind wat gebeur nie, dis die bose. Dit beteken nie dat alles buite God se beheer is nie. God is in beheer. En ek gaan een van die aande bietjie by dit stil staan ook. Maar in Openbaring 4 vertel vir ons dat God op die troon van die heelal sit. Nie die paus nie, God. En dat almal uiteindelik volgens Openbaring 20 voor God sal verskyn. En hier is vir my so mooi. Ek en jy, die ongelowige, die ateïs, die antichrist, die hindoe, die Hare Krishna, die moslem, hulle almal gaan moet buig en erken dat hy die lewende God is. Maar ek wil vir jou sê, wat dalk nou voel, dat slegte goed met jou gebeur en God jou verlaat het, hy het nie, hy is 'n God van liefde, God is in beheer, hoewel die duiwel nog sy laaste styftrekkings hier op hierdie aarde, en ek glo hierdie is die laaste dag, probeer hy dit doen. Waarom gaan dit so sleg? Omdat die bose nog op aarde vernietiging aanrig. En ek en jy as gelowiges, wat die Here dien, ons ontkom dit nie. Dit maak nie ons minder nie. Tog, wag daar vir hulle 'n nuwe Jerusalem, wat eintlik alle heerlikheid sal oortref. En dis wat vir my en jou in stoor is. Hier is 2 antwoorde vanaand uit die Bybel. En ons kan natuurlik wonder as dinge met ons skeefloop. Natuurlik. En tog moet ons nie te veel antwoorde hier soek nie, want God is groter as die antwoorde wat ek en jy kan uitdink. God is groter as dit. Hierdie wat nou gebeur, hierdie sleg, het ek 'n geleentheid vanaand om dit te swaai. Ek het 'n geleentheid om 'n kopskuif te maak. Hulle praat van 'n verandering, 'n metamorfose, 'n omkeer. Ek en jy moet 'n omkeer maak, ons moet ons gedagtes, ons sienswyse rondom dit wat besig is om te gebeur. Dalk sê Here, dankie dat U vanaand met my praat en dat U besig is. En ek hoor en ek sien en ek verstaan dat hierdie goeders het ek 'n verantwoordelikheid om die heerlikheid nog steeds uit te straal. Ek moet verstaan dat hierdie wêreld het bose. Maar dit sê nie dat as hierdie bose daar is, dat God my vergeet het nie, en jou vergeet het nie. Maar dat uit hierdie sleg, ek en jy nog steeds die ligdraers kan wees. Daai pragtige in Umhlanga is 'n, ek dink is 'n Umhlanga of Belita, daai lighuis. Jy weet, wat wys vir die skepe, maar moenie hierdie kant toe kom nie, hier's 'n rotse. Hier gaan jy moeilikheid optel. En vanaand kom God en hy bring vir my en jou eintlik by hierdie plek uit om vir my en jou te sê, kom ek en jy wees ligdraers. Dat ons nie daar buitekant sal redeneer en optree en murmureer soos die goddeloses nie. Vader, baie dankie vanaand dat ons moet net so 'n bietjie vanaand kon stil word voor U en kon verklaar dat U God is en dat U Vader is, dat U die koning van ons harte is. Dankie vir dit wat ons almal deurgaan, wil ons daardeur die loof en die prys en Here, ons distansieer ons van murmurering en van afvalligheid en van hierdie plek van mismoedigheid, omdat ons wil bely vanaand. Dat ons baie keer, Here, dit mis, omdat ons U altyd die skuld vir alles gee.
en nooit kan verstaan die groot plan nie. Dankie vanaand vir die rus in U. Dankie vir die guns in U. Here, vir haar en hom wat vanaand deur 'n moeilike tyd gaan en op 'n moeilike plek is en voel dat slegte goed met hulle gebeur. Dankie dat ons vanaand hierdie woord het. Dankie dat ons vanaand hierdie krag het. En U die sterkte het. En U is oorwinning. En U is deurbraak. En U is guns. Ek bid vir jou huis. Ek bid vir jou huwelik. Ek bid vir jou finansies, vir jou werk. En vir daai deurbraak oomblik in Jesus se naam. Dankie Here dat U ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Dankie dat U nie rug op ons draai nie en te midde van al hierdie storms en omstandighede, Here, hou U nog ons steeds in die holte van die hand. Dankie vanaand vir 'n oomblik soos hierdie, wat ons net saam kon stil word en besef dat Here, U is in beheer. U is nog steeds in beheer. En U het 'n groter en 'n beter plan vir my in store. Amen. God bless. Mag jy vanaand een besonderse aand hê en mag dit vir jou, jy weet, vir jou ook baie beteken het, net soos dit vir my beteken, dat deur ons dinge, ons werklik die oomblik sal raak sien, dat hierdie goeders is net tydelik wat ons nou in is. God bly in beheer. Vir my lekker gewees om vanaand saam met jou te kuier en kyk uit om môre aand 8:00 weer saam met jou te kuier en jy moet 'n rustige aand hê. Baie blessings en seën vir jou en weet dat van my huis na jou huis bid ek vir jou vir guns en beskerming en genesing en deurbraak in Jesus se naam. Dit is my lekker gewees, ouer gewoonte, om saam met jou te gekuier. Dit sien jou môre aand. Die Here seën. God bless.